Liewe vriende, ons tema is liefde skep 'n kunswerk. Ons lees uit 2 gedeeltes, Johannes 15 vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dan 1 Tessalonisense 4 vers 9, oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Ons elkeen het 'n behoefte aan liefde. Om werklik mens te wees beteken om raak gesien te word en mekaar aan te raak in liefde en omgee. Die lewe laat ons soms kwesbaar, selfs gekwes. Maar liefde maak dat ons dit kan oorleef en om te volhard. Want ons word gevorm deur mekaar se woorde en dade. Maar goddank ook aangeraak deur die Here se teenwoordigheid. Dan kan elke mens met wie jy te doen kry. Elkeen gee aan jou eie rigting en energie. Wat help dat jy 'n unieke skildery kan skilder. God sien ons skildery raak nog voordat dit voltooi is, want hy bly op die agtergrond. Die meester kunstenaar, wat uniek betrokke is by ons lewensskildery. Die Here gee nie die doek en die verf nie. Hy leer ons ook die lewenskuns om menseverhoudinge te laat werk. Enige skildery begin met 'n visie en 'n droom, waar kunstenaars skepend die verfkwas hanteer en reeds die eindproduk sien. Elke dag bring die verfkwas 'n nuwe beeld na vore in die kunswerk. Soms is dit helder en vol kleure en daarvan vreugde, lag en oorvloed. Ander kere is die kleure sagter, selfs donkerder, en daarvan beproewing, spanning en misverstand. Die mooi skakering van lig en skadu sorg vir diepte, wat dit 'n eie soortige meesterstuk maak. 'n Kunstenaar gooi nie sy skildery weg as die lyn skeef loop nie. Hy werk daarmee en verander dit kunstig en stylvol soos dit moet wees. Wat in sy hart en kop leef, word deel van die groot geheel. En daarbij is die Here God in ons lewe intens betrokke. Maar ons moet nie self die kwas gryp en die prent probeer forceer nie. Ons moet geduldig op die Here wag. Ons moet hom vertrou met ons lewensskildery. En soms verstaan ons nie die patrone nie. Maar die eindproduk is baie kosbaar. Dan weet ons hoekom ons die lyne moes trek. En dit moes skilder. Kyk na die silwerdoek van jou eie lewe, jou menswees skildery. Beplan en bid en vra die Here om jou hand te vat.
Kweek die ingesteldheid in verhoudinge met vrede en liefde. Dit is 'n wengees op die lewenspad. Gebruik koestig jou gawes en talente. Wees jouself en skilder met ooggawe. Dit is die Here se opdrag aan jou. Raak jou geliefdes aan. Skep vandag 'n onvergeetlike kunswerk met jou liefde, wat bly groei, leer en nooit ophou nie. Jou liefde is kosbaar. So word 'n unieke meesterstuk geskep. Amen. Laat ons saam bid. Wonderlike Here, U leer ons om lief te hê. Dankie dat U ons vergewe. Dat U ons skewe lyne verander op 'n wonderlike manier, soos U alleen kan. En dat U met vrede ons oorspoel met groot genade en sorgsaamheid. Help ons om 'n mooi skildery te skilder. Dankie dat U ons en ons kinders en ons kleinkinders help. Ons bid dit in Jesus se naam, in die krag van sy Heilige Gees. Amen. Die Here seën jou werklik. Skilder met jou liefde 'n meesterstuk. Amen.